ek gaan geleentheid gee dat as jy dalk jou Bybel saamgebring het, jy dit oopmaak by 1 Korintiërs 1 en ons gaan daarvandaan lees vers 18 tot by vers 31. Die woorde gaan ook op die bord verskyn, sou jy verkies om dit daar te volg, dan is jy baie welkom. Dit sal miskien 'n goeie ding wees, want ek gaan vandag die 2020 vertaling, die nuutste vertaling gebruik, so dit mag dalk so 'n klein bietjie anders klink of lees as die Bybel wat jy voor ons het. Maar voordat ons hierdie gedeelte saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om as gelowiges en medegelowiges in u lewende teenwoordigheid saam te wees. Here, dankie dat ons ingenooi word om u stem te hoor. Om na u woord te kan luister en daaroor te kan nadink. Here, dankie vir die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van ons, wat dit wat ons lees en dit wat ons hoor vertaalbaar en verteerbaar maak, sodat ons daaruit kan leef in hierdie week wat voorlê. Here, seën ons saam wees vandag. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot by vers 31. Julle sal sien die opskrif in die 2020 vertaling sê Christus as krag en wysheid van God, en dit is natuurlik ons tema vir vandag, soos wat dit ook aangedui is op die borde daar buite. Kom ons lees vanaf vers 18. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode, sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses, nie baie invloedrykes of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam, en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies. Dit wat niks is, om wat wel iets was tot niet te maak.
sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom. Regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Ons lees vanoggend net tot sover. So, ons gaan vandag vinnig 'n speletjie speel. Ek wil natuurlik saam met die kinders 'n speletjie speel. En ek gaan vra dat julle net so by julle ouers bly, want ek het nodig om die rekenaar te druk en ek wil nou hier aan niks beter nie. So ons speel die speletjie daarvan uit die banke uit, want julle moet eintlik net vir my na die prentjies kyk en dan gaan ek vir julle vra oor die prentjies vra en dan moet julle dit antwoord. Okay. So kom ons kyk hoe goed die juffrouens, julle of die menere, julle by die skool leer. Okay, so die speletjie werk so. As julle die antwoord van die vraag het, dan steek jy jou hand op en as jy jou hand opgesteek het, dan gaan ek vir jou vra om dan vir my dit te antwoord. So ek wil nie hê dat julle moet uitskree nie, dis mos hoe die juffrouens julle leer by die skool, né? Ons steek ons hand op en dan antwoord ons die vraag. Okay, so hoe werk die speletjie? Ek gaan vir julle 2 prentjies gee. Hierdie is ons eerste 2 prentjies. Ek wil hê dat julle na daardie prentjies sal kyk en dan moet julle vir my sê watter een van hierdie diere is die sterkste. Okay? Jy is baie slim. Kan ek net gou verduidelik? Wat beteken sterkste? Nie grootste nie. Sterkste. So dit is die dier wat die grootste muscles het, as ons dit maar so kan sê. As hierdie 2 diere in 'n geveg is, watter een van die 2 diere gaan wen? Okay? Dis wat ek bedoel met sterkste. Watter een van hierdie 2 diere is die sterkste? Jy wil lankal antwoord. Die kameelperd, yes, 100%. Ek het nogals gewonder, toe ek nou hierdie 2 prentjies kies, toe was ek so amper half onseker of die hyena nie die kameelperd ore gaan aansit nie, maar toe besef ek, nee, met daai lang bene, is die kameelperd definitief die sterkste. Okay, ons volgende 2 prentjies. Dis natuurlik oom olifant en Pumbaa, né? Wat is Pumbaa? Vlakvark. Hierso sien ek 'n hand, nou is die 2 hande. Hoe kies ek nou? Kom ons gaan hierso. Die olifant, ja natuurlik. Oom olifant tussen hierdie 2 diere is verseker die sterkste. En nou gaan ek vir julle die moeilikste 2 diere wys. En dan moet julle vir my sê, wat is die sterkste tussen hierdie 2 diere? Okay, jy kan nou vir my antwoord. Dis sy, koning leeu, die koning van die oerwoud, lyk vir ons asof hy die sterkste is. Maar ek wil vandag vir julle 'n storie vertel van 'n leeu en van 'n muis wat julle koppe so 'n bietjie gaan de mekaar krap oor wie die sterkste is van hierdie 2. As die juffrouens, die Afrikaanse juffrouens al vir julle idiome geleer het, dan gaan ek die appelkar so 'n bietjie omgooi vandag. So, kom ek vertel vir julle die storie van die leeu en die muis. Eendag lê 'n leeu in die woud en slaap
En sy kop is so op sy groot voorpote neergelê. En hy is rustig in droomland. En 'n skugter klein muisie kom onverwags op hierdie slapende leeu af. En sy skrik haar boeglam. Toe sy besef, maar sy is nou hier in hierdie teenwoordigheid van hierdie groot leeu, en sy moet nou so vinnig as moontlik probeer wegkom, voor hierdie leeu wakker raak, want as hierdie leeu wakker raak, dan het sy nou moeilikheid vandag. En in haar haastigheid, om weg te kom van hierdie leeu, wat doen die meisie? Sy hardloop per ongeluk oor die leeu se neus. En daar word die leeu wakker. En soos wat die leeu wakker raak, sit hy hierdie groot leeupoot van hom so op hierdie piep klein meisie neer. En nou weet sy, nou het sy moeilikheid. En sy begin so met 'n piep klein meisstemmetjie vra, spaar my asseblief meneer leeu, asseblief laat my gaan. Eendag sal ek vir jou weer 'n klip uit die pad uitrol. Asseblief meneer leeu, laat my gaan. En hierdie leeu dink toe so by homself, hoe sou hierdie muisie hom nou eendag kan terugbetaal as hy haar laat gaan? En die leeu was toe goed vir hierdie meisie en het haar toe laat gaan. En hy lig sy poot so op en daar spaander sy weg voordat hy van plan verander. 'n Paar dae later, toe is die leeu besig om deur die oerwoud te sluip agter sy prooi aan. En in hierdie proses van prooi soek, beland hy toe in 'n net van 'n jagter. En hoe meer die leeu stry en spook om uit hierdie net uit te breek, hoe meer vasgewikkel raak hy in al hierdie toue. En soos wat hy spartel om homself los te woel, so brul hy dat die oerwoud tril, want hierdie leeu is kwaad, omdat hy nou vasgevang is in hierdie net, en hy kry homself nie daaruit gedraai nie. En ergens in die oerwoud hoor die muisie die leeu se brul, en sy herken dit. En sy hardloop toe en gaan soek nou waar is hierdie leeu en wat gaan aan. En toe sy daar kom, toe sien sy hierdie leeu is vasgevang in hierdie jagter se vangnet. En sy besluit toe sy hardloop na een van die dikste toue toe. En sy begin met haar tandjies knaag aan hierdie tou. En kort voor lank toe breek hierdie tou en die leeu kon homself toe nou uitwoel uit hierdie vangnet. En toe die leeu nou vry is, toe sê die meisie vir hom, ja, jy het daardie dag gelag, toe ek vir jou gesê het, ek sal vir jou terugbetaal. Ek sal vir jou ook 'n klip uit die pad uitrol. En sy sê toe vir hom, nou sien jy, dat selfs 'n muis 'n leeu kan help. En die punt van hierdie storie is, dat wanneer ons mos nou na die koning van die oerwoud kyk, dan dink ons as mense, met ons verstand wat die Here vir ons gegee het, dat dit mos nou absoluut
onmoontlik is dat 'n muis wat piep klein is, sterker as 'n leeu kan wees. Dit maak mos nie vir ons sin nie. Maar dit is wat Paulus vir ons in hierdie verse wat ons vandag saam gelees het, probeer verduidelik. Dat God se krag en God se wysheid in terme van ons menslike verstaan daarvan nie sin maak nie. En ek hoop dat julle hierdie storie sal onthou en wanneer jy eendag in 'n situasie kom waar jy voel, maar jy is die muisie teen hierdie groot magtige leeu, dan onthou jy hierdie storie. En dan weet jy dat al voel dit vir jou asof jy nie in daardie situasie die grootste muscles het nie, beteken nie dat jy nie ook sterk is nie. Ons is sterk, al is ons swak, al het ons nie goeie muscles nie, omdat Jesus sterk is. En as ons in Jesus is, dan is ons ook sterk. So ek weet dat hierdie verse wat ons gelees het moeilik is om te verstaan, maar as julle hierdie storie kan onthou, dan onthou julle, dan weet julle dit wat Paulus vir ons hier wou leer in hierdie paar moeilike verse wat ons vandag saam gelees het. Liewe gemeente, ek en jy, ons leef in 'n wêreld wat voortdurend vir ons vra, ons word voortdurend gekonfronteer met vrae in die lyn van wat werk? Wat gee vir ons die gewenste resultate? Wat is dit wat 'n mens sterk en suksesvol maak? Wat laat jou slaag in die dinge wat jy aanpak in hierdie lewe? Alles vrae waarmee ons daagliks gekonfronteer word. Selfs hier in die kerk, in 'n gemeente, juis amper in die kerk, raak ons so maklik oortuig daarvan dat God hom die duidelikste sigbaar maak, daar waar dinge indrukwekkend lyk. Daar waar dinge super suksesvol verloop. Dit moet mos wees waar God die duidelikste sigbaar is. En dan begin ons naderhand glo dat krag om sterk te wees iets is wat sigbaar behoort te wees. Ons moet kan wys dat ons die grootste muscles het, want dan is ons sterk. Ons dink dat wysheid altyd verstaanbaar behoort te wees, verklaarbaar behoort te wees. En dit is juist na aanleiding van hierdie denke, dat Paulus hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31 skryf. En Paulus kom en met hierdie paar verse gooi hy die appelkar om, draai hy dinge op sy kop. Nes die storie van die muis en die leeu, oor wie nou eintlik die sterkste is. Paulus begin hierdie gedeelte van sy brief soos al sy ander beginne, en dit is met God se handeling, met dit wat God aan die doen is. Vers 18 sê, die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God.
Liewe gemeente, wanneer ons na die kruis van Jesus Christus kyk, dan is dit nie bloot net 'n simbool van Jesus Christus se uiterste lyding nie. Die kruis is ook die plek, die ruimte, waar God homself op 'n besondere manier aan die wêreld openbaar. Die kruis, Jesus Christus se intense lyding, God se openbaarmaking van homself. Dit gebeur alles op 'n manier wat ons menslike logika tart. Dit maak nie sin nie. Wanneer die wêreld na die kruis van Jesus Christus kyk, dan sien die wêreld verlies, mislukking. Deur God bring die kruis verlossing en nuwe lewe. Vir die wêreld is die kruis die absolute kenteken van swakheid en van vernedering. Deur God bring die kruis onmeetbare krag en uitermate verhoging. Dink aan Filippense 2 vers 10 wat sê, sodat elke knie sal buig en sodat elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Geliefdes, ek en jy word in hierdie skrifgedeelte opnuut gekonfronteer met 'n diep waarheid. God laat hom nie deur ons menslike maatstawwe in 'n boksie vasvang nie. Hy laat hom ken. Hy maak homself openbaar in die manier waarop Jesus Christus sy godheid prysgee, om in vlees en bloed gebore te word as 'n mens, in vernedering, in absolute gehoorsaamheid tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. Omdat hy die wêreld vir jou en vir my so lief gehad het. En dis hoekom Paulus dan skryf in vers 24 en hy sê, Jesus Christus is die krag van God. Jesus Christus is die krag van God en die wysheid van God. Dis baie belangrik dat ons vandag opnuut sal besef dat Jesus Christus nie net van of oor God se krag gepraat het nie. Jesus het God se krag beliggaam. Ons het God se krag aan die werk gesien in Jesus Christus se lewe. Efesiërs 1 vers 19 en 20 beskryf hierdie krag. Die werking van God se groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood uit opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Jesus het nie net gepraat en gepreek en vertel van God se almag nie. Hy het dit beliggaam. Hy wys vir ons hoe lyk
God se groot krag. In Jesus sien ons natuurlik ook God se wysheid aan die werk, nie deur oorheersing nie, maar deur absolute gehoorsaamheid aan sy Vader. Nie deur Jesus wat homself handhaaf op enige manier nie, maar deur absolute selfprysgawe. En juis omdat Jesus gekruisig is en opgestaan het, weet ons, God se krag lê nie daarin om lyding op een of ander manier te vermy of te sidestap nie, maar juis om deur lyding lewe te bring. Nou praat Paulus in vers 26 direk met die gemeente. Paulus spreek die gemeente aan met die woorde: Julle slaan ag op julle roeping. Julle het nou gehoor en gesien en beleef en ervaar op watter manier God se krag aan die werk is, op watter manier God se wysheid aan die orde van die dag is. Nou moet ons ag slaan op ons roeping. Paulus sê nie net vir die gemeente in Korinthe destyds nie, hy sê ook vir ons, hier in Kroonstad, lidmate van Kroonstad Suid, slaan ag op julle roeping. Paulus herinner die gemeente dat God nie die sterkstes gekies het om sy saak hier op aarde te verteenwoordig nie. Paulus herinner hulle daaraan dat God juis gewone, alledaagse, brose en sondige mense geroep het. Waarom? Ek weet nie, want dit maak nie sin nie, dat God in al sy wysheid sou besluit om my klein, nietige, brose, sondige mens in sy diens te gebruik. Waarom? Sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Wanneer Jesus Christus ons sentrum is, die middelpunt van ons bestaan, en wanneer ons voor die kruis van Jesus Christus kom staan, dan stroop dit ons van alle selfverheffing wat ons moontlik kan hê. Dan staan ons voor God en langs ons medegelowiges nie as suksesvolle presteerders nie. Ons staan voor God en ons staan langs mekaar as ontvangers van onverdiende en oorvloedige genade. En daarom sluit Paulus dan hierdie gedeelte af in vers 31 en sê, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here alleen. Liewe gemeente, my en jou identiteit, ons identiteit lê nie in dit wat ons doen nie. Ons identiteit lê in wie ons behoort. In wie ons bly, soos Johannes 15 vers 4 tot 7 sê. Hierdie teks vra vandag van my en jou om na te dink oor ons eie lewe. En wanneer ons nadink oor ons eie lewe, dan vra hierdie teks dat ek en jy sal besin
oor die krag en die wysheid waarop ons staat maak in hierdie lewe. Uit watter bron van krag en wysheid put ons om in hierdie lewe te leef? Indien ons sê dat dit die krag en die wysheid in Christus is, dan kan ek en jy mos nie langer leef asof sukses en effektiwiteit ons redding en verlossing is nie. Indien ons put uit die krag en wysheid van ons Here Jesus Christus, dan kan ons geloof mos nie altyd indrukwekkend lyk nie. Eerder diep en getrou. Nes Jesus Christus vir ons die voorbeeld stel. En wanneer Jesus Christus die krag en die wysheid in ons lewe is, dan lyk wysheid soms stil, met nie al die antwoorde in pag nie. Krag is dan soms kwesbaar, net soos daardie klein meisie teenoor die groot leeu, en hoop is soms broos, en dit is juis waar God aan die werk is. En daarom, geliefde, staan ons vandag nie met leë hande nie. Ons staan met oop hande wat gerig is na Jesus Christus. En ons sê, laat ons dan van nou af elke dag leef, glo, en roem nooit in myself nie, maar in hom wat gekruisig is en wat leef. Jesus Christus, die krag en wysheid van God. Amen. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Getroue en heilige God, U wat groter is as ons verstaan, U wat nader is as ons eie asem, ons kom vandag na U toe, nie met sekerhede nie, Here, maar met absolute ontvanklike harte. Here, ons bid vandag, breek alles in ons af, wat maak dat ons nog op onsself wil steun. Here, ontwortel die drang in ons om onsself te probeer bewys, om onsself veilig te laat voel in dit wat ons kan beheer in hierdie lewe, en te vertrou op dit wat ons kan verklaar, dit wat vir ons sin maak. Here, leer ons eerder om te rus, daar waar U reeds gewerk het. Vorm in elkeen van ons 'n geloof, wat nie vra om indrukwekkend te wees nie, maar bereid is om getrou te wees, tot aan die einde. Skenk aan ons wysheid wat luister voordat ons praat, en krag wat maak dat ons bly lief hê, selfs wanneer dit moeilik raak. Here, laat ons lewens 'n stille getuienis wees dat U anders werk as wat die wêreld verwag.
en dat u genade vir elkeen genoeg is. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.